Goeiemôre, Ancient Code 333. Ons gaan 'n bietjie vandag kyk na die parasha Vayetzi, wat parasha nommer 7 is. En dit beteken he went out and he left, of hy het uitgegaan, hy het verlaat, hy het weggegaan. En net vinnig op Ancient Code 333, onthou dis afkomstig van Jeremia 33 vers 3 waar die woord sê, "Call to me and I will answer you. I will tell you great things, hidden things of which you are unaware." En dis hierdie hidden things wat baie keer vir ons ontbloot word in hierdie tyd, en dit word veral ontbloot uit die Hebreëse uit die Hebreëse perspektief uit. So daarom kyk ons na alles van 'n Hebreëse agtergrond, vanuit 'n Hebreëse perspektief, en probeer ons elke dag om die liefde wat ons het vir hierdie Hebreëse taal, die eerste taal waarin die Bybel geskryf is, beter te verstaan, sodat ons meer en meer van die karakter van ons Vader, ons eerste liefde, kan verstaan. Ek wil gou laat ons die woord skryf. Ons gaan die woord Vayetse skryf. So kom ons skryf hom gou-gou. Ons het 'n Wav en ons het 'n Yud en 'n E en ons het 'n Tsadi en ons het 'n Alef om jy eindig. Soos ek gesê het, dit is die 7de parasha in die siklus van parashas uit 54. En 7, soos ons weet, beteken die voltooiing van 'n spesifieke siklus. Skepping was 7 dae. So met ander woorde, op grond van daai 7 dae sien ons dit as siklusse, en wanneer ons 8 betree, dan betree ons 'n nuwe seisoen, 'n nuwe siklus, soos wat die eerste dag na die skepping was iets nuuts, né? Was 'n nuwe week, 'n nuwe seisoen. In Hebreëus staan dit bekend as Yom Rishon, die eerste dag. Nou, net om dit te verstaan, sien ons dat in hierdie parasha wat die 7de is, het Jakob aan die einde gekom van 'n sekere seisoen, en hy het weggegaan by sy vaderhuis, amper legas soos Abraham, né? Maar hy het weggegaan by sy vaderhuis wat sy pa wou nie gehad het. Hy moet trou met die Kanaanitiese vrouens nie. Hy moes vir hom 'n vrou gaan kry by Abraham se familie, en hy moes so toe reis. So hy gaan die nuwe betree. Maar ons gaan nou meer daarby kom. Kom ons gaan ontleed net eers 'n bietjie die woord. Vayetse. So maar Vader, ek vra dat wanneer ek nou gesels en wanneer ek praat, dat dit uit u troonkamer uit sal kom, wat u Gees my aanvul en wat u Gees deur my praat, en dat ek net die instrument sal wees hier. En dat as daar enigiets is wat nie van u afkom nie, dat op dowe ore sal val en dat dit nie krag sal dra nie. Maar alles wat van u afkom, dat dit diep in ons harte sal ingaan en dat dit ons lewens daadwerklik sal verander. Want ons is so lief vir u in die magtige naam van Yeshua. Mag ons almal en ons families geseënd wees. Amen. So ons het 'n Waf met die vokaal A, ons het 'n Yud met die vokaal E, die twee kolletjies. Ons het 'n Tsadi met die vokaal E en ons het 'n Alef, né? So die Waf, kom ons ontleed elkeen van hulle individueel. Die Waf is die 6de letter van die Hebreëse alfabet met 'n gematria van 6. Sy prentjie is 'n tentpen, en hy sy betekenis is eintlik dat as gevolg van die eerste vers in die Hebreëse Bybel verbind hy die hemel met die aarde. Hy is die letter tussen die hemel en die aarde, die woordjie ve'et, en ve'et wat beteken en die. En daarom word daar gesê dat die Waf is die verbintenis tussen die hemel en die aarde. Interessant, né? Dit is ook daai tentpen wat die tabernakel, die sanctuary, soos wat die woord daarvan praat, geanker het op die grond. So Vader het gesê, Moses, bou vir my 'n tabernakel, bou vir my 'n tent, waar ek saam met die mense kan kom Shekinah, kan kom loop, kan kom dwel, soos wat dit in Engels bekend staan, né? En daai anker op die grond was die tent. En nogal great dat dit ook verwys na die hemel wat aarde toe gekom het, is natuurlik ons verlosser Yeshua. Dan die Jod
is nie net die begin van die naam van Yeshua nie. Dis die 10de letter van die Hebreëse alfabet. Dit is 'n gematria van 10. Sy prentjie is 'n uitgestrekte hand, maar hy's ook die kleinste letter wat beteken hy verteenwoordig nederigheid, né? Nee? Die J verteenwoordig ook verder as 10 'n voltooide siklus en 'n spesifieke orde van God, né? Nee? Soos onder andere die 10 gebooie of die 10 plaae. Die Tsadi is die 18de letter van die Hebreëse alfabet en 18 is uit 'n gematria van van 80, 90 ekskuus, uit 'n gematria van 90 en hy beteken aan die einde van die dag lewe, want hy is dieselfde gematria as die woordjie Gai, want 18 is die gematria van Gai en hy is die 18de letter van die Hebreëse alfabet. So Tsadi word gewoonlik vereenselwig met lewe, life, maar hy word ook vereenselwig met 'n journey, want die ou prentjie van die Tsadi was altyd 'n reis wat onderneem is. In die prentjieskrif was dit 'n reis, né, 'n journey wat onderneem is. So nogal nice dat dit in die parasha waar Jetse ingesluit is, want dit dui op Jakob se journey wat ons nou sal sien, né. Alef is natuurlik 1 wat baie belangrik is van Alef, dis die begin. Dit maak ons die head en not the tail, Deuteronomium 28 vers 13. Die prentjie is 'n os of 'n bil wat dui op krag, wat dui op eerste, wat dui op leier. En wat interessant is van die Alef is die woordjie Echad, soos wat ons weet in Deuteronomium 6 vers 4 het Shema Israel, Yutevave Eloheinu, Yutevave Echad. Dit beteken hoor, here listen, obey, react and understand. Daai 5 goed beteken Shema Israel. Abba Vader, Moses praat met die volk. Hy sê julle moet hoor, julle moet luister. En hy sê wanneer ons dit doen, dan word ons een met die Vader, wat die woordjie is Echad, wat een in Hebreëus beteken en dis ook die begin van daai woord. So baie keer dui die Alef vir ons een, unity, eenheid aan, dat ons een word met God, né? Nee. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat is die prentjie wat Abba Vader vir ons aandui. Daar's net nog iets wat daar's net nog iets wat ek wil sê op 18 kan ons daar stop. Kom ons gaan kyk wat die prentjie beteken. Die prentjie sê vir ons dat die een wat hemel afgebring het aarde toe. Ons noem dit in Engels die connector. Sy naam was Yeshua. En hy het kom wandel op die aarde en in Johannes 1 vers 14 staan daar: The word wat nou hierdie Yeshua is, né, ons verlosser is, vir wie ons so lief is en so dankbaar is. He became a human being. En Johannes sê and he lived with us. Hy het saam met ons gebly. We saw his Shekinah. Ons het sy teenwoordigheid gesien. Ons het sy lig gesien. Ons het sy helderheid gesien. Ons het sy majesteit gesien. Ons was oorweldig daardeur, né? The Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth. Hy het homself verneder. He humbled himself. Hy het 'n mens geword en hy kom sterf aan 'n kruis of aan 'n hy kom sterf vir jou en my, sodat hy al ons sondes, alles op hom geneem het. Hy self het natuurlik nie sonde gehad nie, maar hy het al ons sondes op hom geneem, soos wat Romeine 4 vers 25 sê. But Yeshua, who was delivered over to death because of our offenses and raised to life in order to make us righteous. Dis wat die woord ons leer, né? En dan sê ons want hy Johannes 5 vers 13 het hy het sy lewe kom gee, die Tsadi, né? Hy het sy lewe kom gee. Sy lewe was nie vir hom soveel werd soos ek en jy nie. So hy het sy lewe kom gee, Johannes 15 vers 13, vir jou en my, sodat ons vir ewig kan lewe. Die woord sê in Johannes 15 vers 13, no one has greater love than he who laid down his life for his friends, sodat ons een kan word met die Vader.
So van Yeshua af was die journey duidelik. Hy wil ons hê een met die Vader. En daarom sê hy in Johannes 6 vers 8, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. En dis die hele proses wat daar gestap is. Maar hoe sluit hierdie proses aan by Jakob en by Isak? Baie interessant om Vayetse te verstaan. Moet ons gaan kyk bietjie na die parasha. Kom ons gaan kyk bietjie na die geskiedenis. Ja, Yitzchak, Isak, Jakob se pa, het eendag nadat onthou Jakob het nou eers Jakob was skelm, so hy het die eintlik die eersgebore reg mos gesteel. Dit was nie syne nie, toe maak hy homself op met hare van bokkies saam met sy ma en hy gaan ontvang toe die seun van sy pa en die eersgebore reg word aan hom oorhandig. Nou 'n rukkie later, dinge het nou maar seker bedaar, maar ek kan nie dink daar was baie te bedaar tussen Jakob en Esau nie. Maar in elk geval, Isak kom toe na Jakob toe en hy sê vir hom: "Luister my seun, ek wil nie hê jy moet met een van die Kanaanitiese vrouens trou nie. Ek wil hê jy moet na my oom Laban se gebied toe gaan en daar moet jy vir jou vrou kies." So Jakob pak toe op, hy gaan toe in die nuwe seisoen in en jy weet Jakob op sy reis slaap hy een aand en hy sit 'n klip regop en hy gaan slaap op die klip en terwyl hy gaan slaap op die klip het hy 'n droom en in die droom maak die hemel oop en hy sien die engele op en af op 'n leer en ewe skielik staan die Vader daar. En die Vader sê vir hom: "Jakob, ek is die God van jou vader Abraham, van jou oupa Abraham en van jou vader Isak. En ek wil net vir jou kom sê, ek bevestig aan jou dieselfde covenant, dieselfde ooreenkoms wat ek het met Abraham, kom bevestig ek aan jou." So met ander woorde, ons weet nou dat daai ooreenkoms, daai covenant is deurgedra van Abraham na Isak en want ons weet dat dit oorgedra is na Isak toe want die woord leer vir ons so in Genesis 25 dink ek as ek reg onthou. Leer die woord vir ons dat ek net gou seker maak. Genesis 25 leer die woord vir ons. Genesis 26 ekskuus vers 4 tot 5 leer die woord vir ons dat die covenant is oorgedra na Isak toe. Die covenant is natuurlik die eerste gemaak met Abraham in Genesis 12 vers 1 tot 3 en daarna is dit oorgedra na Isak toe en daarna is dit oorgedra na Jakob toe. Nou, kom ons kyk gou-gou. Ek het juis vanoggend toe ek deur die tabernakel stap het ek daai covenant se 7 beloftes weer neergeskryf. En ek het gesê Vader, okay, wat het U vir Abraham gesê en ons het geleer uit die woord uit wat vir Abraham gesê is. Abba Vader het vir Abraham gesê, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. And through you, all the families of the earth will be blessed. En toe kom Vader, en hy gee daai selfe belofte vir Isak, soos wat ons gesê het in Genesis 26, vers 4 tot 5, en hy kom en hy gee daai selfe belofte vir Jakob, in die droom. Hy sê vir hom, Jakob, ek gaan vir jou hierdie land gee, ek gaan jou 'n groot nasie. Ek gaan by jou wees, en deur jou gaan al die families van die aarde gebless wees. Ek gaan jou bless. Ek gaan jou naam groot maak, waar jy ook al mag gaan. Ek gaan jou nie los nie. Ek sal die seën wat jou seën, en ek sal die vervloek wat jou vervloek. Ek sal jou nie los nie, en deur jou sal al die volke, al die mense van die aarde geseënd wees. Nou, hoekom sal almal van die hele aarde geseënd wees deur Jakob en deur Abraham? Hoekom word daai belofte herhaal? Vayetse dui dit vir ons duidelik aan. Van Yeshua het gekom uit die nageslag van Abraham, Isak, Jakob. En deur Yeshua word ons een met God die Vader, skepper van die heelal. En wanneer ek en jy een word, met ander woorde Johannes 1 vers 12 wat sê but to as many as did receive him, gepraat van Yeshua, he gave the right to become children of God. 'n seun en 'n dogter van God. Not because of bloodline, physical impulse or human intention, but because
of God. En die woord leer vir ons in Hebreërs 6 vers 13 of 13 vers 6, ek raak altyd deur mekaar. Ek dink tog is 6 vers 13. Leer die woord vir ons dat um when God made his covenant with Abraham, he made this covenant with himself, since there was no one greater than himself to do it by. So Abba Vader het rondgekyk en hy het gedink, met wie kan ek hierdie covenant maak? En hy het gesien daar's niemand so groot en so magtig soos hy. En hy het gesê daarom maak ek hierdie covenant met myself en daarom soos wat ek van die begin af beplan het, daar's my seun, hy gaan hierdie covenant voltooi. En dis wat ons leer uit Vayetse uit. In Abraham, in Jakob se droom is dit wat geleer is. En Jakob maak 'n belofte. En dit is baie belangrik dat ek en jy weet, ons is deel van hierdie covenant. So met ander woorde wat ek probeer sê vir my en jou, is dat hierdie belofte van Jakob is net so van toepassing op my en jou lewe, soos wat ons deel is van die covenant. Soos wat ek en jy deel is van die saad van Abraham, tot in Abba Vader deur Yeshua, en ons al die blessings wat op Abraham van toepassing is, al 7 daai blessings is vir my en jou. Ons kan dit vat as jy dit wil hê. Ek vat dit met oop arms. Ek gryp dit aan met alles wat in my is. Maar terselfdertyd moet ons ook weet dat in hierdie parasha van Vayetse word ons geleer dat Jakob se belofte is my en jou belofte. So Jakob het 'n klip regop gesit en hy sê, "And this stone which I have set up as a standing stone," is 'n teken. Hy bring sy kant van die verbond. Hy sê Abba Vader, hierso, ek sit hierdie klip op as 'n standing stone, as die teken van die verbond tussen my en. This will be God's house. Beit El, God's house, né? Beit is huis en El is God. So God se huis. And of everything you give me, Father, I will faithfully return 1/10 to you. Dis nie net geld nie. Alles. Hoor mooi wat sê. So Malagi 3 vers 10 leer ons dat daar sê die profeet Malagi, Abba Vader het vir hom gesê, "Tell the people, bring the full 10th to my house, so that there is food in my house. And put me to the test," says Yotevah. "See what if I will not open for you the floodgates of heaven and pour out for you a blessing far beyond your needs." Maar Jakob, wat dit bevestig, het gesê dat ek sal 'n tiende van alles wat u vir my gee, everything you give me, I will give a tenth back to you. So dis 'n wederwysige belofte wat gemaak is, nê. En ek het daartoe as ek herinner aan 'n tydstip in my en Lula se lewe waar ons beloftes van Vader gekry het en waar ons ook beloftes van Vader gegee het. En of daar's 4 beloftes wat toevallig uit Job uitkom. Van alle boeke, nê. En die eerste ene, hulle is nie noodwendig in orde nie. Dis in orde soos dit gebeur het. Die eerste ene was Job 22 vers 21. Learn to be at peace with Yotevah. In this way, good will come to you of an hakies back to you. So Vader het gesê, luister, kom in vrede met my. Verstaan wat ek vir jou beplan? Raak rustig daaroor, al is dit nie altyd soos jy dit wil hê nie. Learn to be at peace with Yotevah. 'n Wederwysige belofte, nê. Daar's goed wat Vader oor my gaan bring en Lula, maar daar's ook goed wat ons moet doen. Ons moet learn to be at peace. En wanneer dinge nie gebeur so vinnig en in die orde wat ons wil hê dit moet gebeur en noodwendig in die manier wat ons wil hê dit moet gebeur nie, dan moet ons at peace met Vader. So wanneer jy deur 'n baie moeilike tyd gaan, onthou wat jy sê en onthou die gebeure van Vayetse, sodat ons weet dat Vayetse herinner ons dat ons in vrede met Vader moet wees wanneer ons hier is, want dan gaan daar sekere dinge gebeur in Abba Vader se orde en in sy tyd. En dis wanneer dit sy tyd is en nie ons tyd nie. Die tweede ding is wat gebeur het is Job 22 vers 28, what you decide to do will succeed and light will shine on your path. En dit het my herinner aan Psalm 119 vers 49 en 50 waar ek vir Abba
konstant herinner het aan die beloftes wat hy vir ons gemaak het. En daar staan, remember your promise to your servant, Abba Father, my first love, through which you have given me hope. In my distress, my comfort is this, that your promise gives me life. So met ander woorde, binne Abba Vader se beplanning, Johannes 15 vers 7, if you remain united with me, Yeshua praat, né? Hy sê, if you remain united with me and my words with you, then ask whatever you want and it will happen. Want dis binne sy orde, dis binne sy tyd. En dan sal hy die lig gee. Daar staan, and light will shine on your path. Dis nie sê ek is die lig, jy's die lig nie. Light will shine on your path. Wie's daai light? Abba Vader, deur sy gees, deur Yeshua, is ons lig, né? Die vierde ene, ag die derde ene is Job 21, 8 vers 21. En hierdie was nogal 'n fantastiese gebeurtenis wat ek graag wil deel. En daar staan: He, wat Abba Vader is, Yud-Heh-Wah-Weh, will yet fill your mouth with laughter and your lips with shouts of joy. Man, en ek het dit een oggend baie vroeg gebid in Amerika. En ons het op daai stadium 'n ou kar gery wat sy vensters nie kon oop nie en sy air conditioning, ek kan nou nie onthou wat die Afrikaanse woord vir aircon is, sy lugverkoeling het nie gewerk nie. En dit was in die middel van die somer in Amerika en dis die humiditeit en die hitte is ontsettend, né? So ons moet met hierdie kar ry met vensters wat nie kan oop nie. En ek bid vroeg die oggend en Abba sê hy gee vir my hierdie scripture. Hy gee hom vir my. Ek ervaar dit in my gees. En hy sê vir my gaan kyk wat staan daar. En ek gaan kyk wat staan in Job 8 vers 21 en daar staan hierdie woorde. Hoor mooi hierdie woorde. He, Yud-Heh-Wah-Weh, will yet fill your mouth with laughter and your lips with shouts of joy. En ek hardloop na Lula toe en ek sê vir Lula, hey Luz, hoor wat sê Abba Vader. Hy sê, I will yet fill your mouth with laughter and your lips with shouts of joy. En man, sy kyk my so en sy sê vir my, so ek sê vir haar, so Luz, wat wil jy graag hê moet Vader vir ons doen? Sy kyk my so, sy sê vir my, ek soek 'n nuwe kar. En ek dink by myself, ai Luz, kon jy nie nou maar net gevra het vir 'n kas vol groceries of 'n nuwe rok of iets van die aard nie? Moet jy nou juis vra vir 'n kar? En ek dink by myself, joh, okay, kom ons bid vir 'n nuwe kar, maar sjoe, ek het nog nooit so iets gesien gebeur dat mense net 'n kar kry nie, hè? Julle, een daai selfde dag, bel Lula my en sy huil. En sy sê vir my, sy het nou net 'n e-pos ontvang en in die e-pos het 'n verlangse familielid wat ons ken in Amerika het vir ons verduidelik dat sy haar kar vir ons gee, want sy kry 'n nuwe kar, haar man koop vir haar 'n nuwe kar en sy wil graag haar kar vir ons gee. En ons albei bars natuurlik uit in trane en loof en prys Abba Vader vir so 'n groot geskenk. En dan die laaste belofte is Job 33 vers 4. It is the spirit of Yah that made me, the breath of Shaddai that gives me life. Ja, hier sien ons dit. The spirit of Yah that made me, the breath of Shaddai that gives me life. Net soos wat dit lewe gegee het vir Jakob aan die einde van die dag. So met ander woorde, net soos Jakob, het ek en jy ook 'n roeping in Jesaja 43 vers. Abba Vader sê, hey, Leon, Pieter, Sunny, wie ook al jy is, don't be afraid, for I have redeemed you. I am calling you by your name. You are mine. So, Abba wag vir die dag wat ek en jy besluit, Yeshua is ons verlosser. Johannes 1 vers 12. Yeshua is ons verlossing. En omdat Yeshua ons verlossing is ons sy seun of sy dogter. En is ons gered. En hy kan nie wag vir daai dag. Maar hy roep ons. En hy sal aanhou roep. Want hy het spesiaal vir jou en my gemaak vir 'n tyd waarin ons na hom toe kom en een word met hom. Yeshua die connector het vir ons die geleentheid gegee. En deur die gees van God wat ons vul, sal die connector vir ons die pad oopmaak. En kan ons elke dag die tabernakel betree en saam met Abba Vader in hierdie tabernakel ingaan.
en saam met hom in die allerheiligste, saam met Yeshua in die allerheiligste ingaan. En by die voete van Vader gaan sit. Vayetse, net soos Jakob, sal ons elke dag het ons die geleentheid om by 'n oop hemel, 'n portal in te kom. Ons het die geleentheid om lewe te hê deur Yeshua. Ek wil afsluit met 1 Korintiërs 4 vers 20 en ek wil met ons almal deel dat the kingdom of Yutayvava, die koninkryk van ons Abba Vader magtig, is not a matter of words, but of power. So wanneer jy en ek, ons is deel van daai koninkryk, ons is citizens of the kingdom, en daarom het ons die krag binne in ons om die vyand en sy planne vir my en jou te oorwin. En Jakob se journey van Vayetse, waar hy eers moes 7 jaar vir Lea werk en toe 7 jaar vir Rachel, en waar die journey eindig met waar hy weggaan van Laban af. En hy gaan weg van Laban af met groot rykdom, want Abba Vader het hom geseën op sy journey, op sy pad, op sy lewenspad, het Abba Vader hom geseën. En ek en jy is dieselfde. Ons het daai krag binne in ons om te oorkom wat ook al die vyand op ons pad bring in hierdie journey wat ons deurgaan. So daarom James 1 verse 22 bekragtig die feit, kom ons lees dit saam en dan sluit ons daarmee af. Jakobus 1 vers 22 wat so 'n belangrike skrif is vir my en jou in ons lewe om toe te pas elke dag soos ons stap, om Jakobus 1 vers 22 toe te pas. En hoor mooi wat sê dit. Dit sê, don't deceive yourselves by only hearing what the word says, but do it. So moenie dat ons osself flous deur net te hoor wat Torah en die woord van Abba Vader sê. Ons moet dit toepas in ons lewens. Ons moet daadwerklik daai deliberate decisions maak om dit toe te pas in ons lewens, sodat ons kan Vayetse van Yeshua na Abba Vader toe, sodat ons op die einde van die dag net soos wat ons gesien het in Vayetse se betekenis, sodat ons kan uitgaan uit die sondige wêreld uit, dat ons die sondige wêreld agter ons kan los, nê. Ons los hom agter ons en ons gaan in deur Yeshua na Abba Vader toe, waar daar life eternal is, ewige lewe is vir my en vir jou. Ja, wonderlike ervaring. Dankie Abba Vader vir hierdie wonderlike ervaring. Mag U ons seën, mag U vir elkeen van ons en ons gesinne seën. May you bless us by enlarging our territory in all spheres, like you did with Yaakov, with Jacob. And may your hand be with us and keep us from pain. Keep your hand over us so that no pain can come over us and can come across us. May your hand be with us. And may all evil stay away from us. En ek wil afsluit met 'n gebed met die Onse Vader uit die Hebreëse perspektief. Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come, your will be done on earth and in heaven. Give us today the food we need, and forgive us what we have done wrong, as we too forgive those who wronged us. Lead us not into hard testing, but keep us safe from the evil one. For kingship, power, and glory are yours forever and ever. Amen. May grace and shalom be ours in full measure. Mag guns en seën vir ons almal daar wees in die naam van Yeshua. Shalom.